Vriende, goeie naam, baie welkom by vanaand. Bidteer almal van die wat hier is. Ons gaan vanaand voort met ons reeks oor die Onse Vader en ons gaan die gebed, ons vergeef ons vandag, ons daaglikse brood. Ek wil net weer herinner dat na afloop van die diens het ons sop en broodjies hier in die konsistorie en ons nooi almal om 'n lekker koppie sop saam te kom drink en 'n broodjie te kom eet. Dis almal hartlik welkom. Kom ons word stil voor die Here. Here, stuur u lig en u waarheid en dat dit ons lei en ons bring na u ewige woning. In Jesus se naam, amen. Ek wil vanaand die eerste gedeelte lees en dan gaan ons 'n gebed saam sing. Ons lees uit Johannes 6 vanaf vers 30. So. Ek wil net so 'n bietjie oplig daar sê. Johannes 6 en daar gaan ons lees vanaf vers 30. Hulle sê toe vir hom: "Watter wonderteken kan u doen sodat ons dit kan sien en u kan glo? Wat gaan u doen? Ons voorouers het manna in die woestyn geëet, soos daar geskrywe staan. Hy het aan hulle die brood uit die hemel gegee om te eet en Jesus het hulle geantwoord: Dit verseker ek julle. Dit is nie Moses wat vir hulle die brood uit die hemel gegee het nie, maar dit is my Vader wat dit vir julle in die ware brood van die hemel gee. Die brood wat God gee, is hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee." Hulle sê te vir hom: "Meneer, gee ons nog altyd van hierdie brood." Maar Jesus sê vir hulle: "Ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Maar wat julle betref, ek het reeds gesê, julle sien my en tog glo julle nie. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom. En ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. Ek het van die hemel af gekom om my wil te kom doen. Nie om my wil te kom doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het. En van almal wat hy my gegee het, het nie een verlore gegaan nie, maar hulle almal op die laaste dag uit die dood sal opstaan. Dit is die wil van die Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê en hom op die laaste dag uit die dood sal opstaan." Kom ons, terwyl ons so bly sit, kom ons sing nou saam, is die mikrofoon aan? Kom ons sing dit 442, vers 1 en 2, dis die gebed, ons sit so, dan buig ons voor die Here, en dan sing ons: "Gees van God, wat in my woon, breek die woord vir my." Oh
En baie dankie. Ons die bede wat ons vanaand by stil staan, is die bede gee ons vandag ons daaglikse brood. Nou, die eerste ding wat in hierdie teks na vore kom en wat belangrik is dat die Here Jesus eintlik vir ons, vir hulle indirek, hy leer sy disippels bid, dat gebed 'n daaglikse aktiwiteit is. Gee my vandag brood vir vandag. Nee, gee vir my brood vir 'n week, of vir 'n maand, of vir 2 maande nie, maar dat ek 'n daagliks vir God moet kom vra. Nou dit is 'n gebed wat ek en jy nie kan bid nie, want ons almal het kos by ons huis in die vrieskas en in die yskas, party meer as ander seker, maar wat ons sal seker ten minste 'n maand kan oorlewe met wat ons in ons huis het. Is dit nie so nie? So as ons nou vir die Here kom vra, Here, gee ons vandag ons dagse brood, dan is dit eintlik nie opregte gebed nie, maar ek wil begin deur te sê, weet jy, daar's mense in Borsop wat vir vanaand nie kos het om te eet nie. Ek het vandag 'n berig gelees oor die mense in Afghanistan wat van hulle kinders verkoop. Het 4 kinders, dat hulle kinders verkoop, hulle sit 'n kennisgewing op, 'n kind te koop en dan verkoop hulle die een kind, want die kind gaan darm by iemand bly wat vir hom kan kos gee en dan lewe hy en die geld wat hulle vir die kind kry, kan hulle gebruik om die ander kinders by die huis mee te voed. En dit is soos in vandagse nuus. Mense wat regtig nie kos het vir vanaand nie. Ons besef dit nie altyd, maar ek dink dis baie mense in Bosshoff ook, wat nie elke aand kos het. As pa nie vandag 'n piesop kry nie, dan is daar nie vanaand kos nie. En dan kan hulle nie eet nie. Toe ons so 'n klompie jare terug is, ons in ons vorige gemeente op Zambië toe ons die NG Kerk daar in Zambië gaan besoek. En die eerste aand dat ons daar gekom het, was die aandete 'n groot 3-poot pot, waarin 'n kop kool fyn gesny is, en seker so 2 aardappels vir 30 mense, en as daar so 1 stuk beesvleis, en ek weet nie waarvan dit is nie, maar jy mag nie die beesvleis vat nie, want dit is die eerste aand wat hulle die sop kook met die beesvleis, jy eet net die sop en môre aand, dan word die vleis geëet. En toe het ons dan vinnig begin soek vir 'n kafee waar ons iets kan kry om te eet, nie omdat ons honger is nie, maar die Here Jesus leer sy disippels, hulle het groot geword in 'n tyd waarin daar regtig nie altyd elke dag kos was vir hulle nie. En dan sy begin, dan sê hy vir hulle dat hulle van dag tot dag uit God se hand moet lewe. As ons die gebed bid, dan ek dink aan baie van ons kan dalk bid, Here, laat die kos liewer van my af wegbly, want ek het vandag en môre se kos al eergister opgeëet. En vergeef, ons het die kosses het hulle so gebid, bewaar ons liggame teen die voedsel en vergewe die hande wat dit voorberei het. Maar in elk geval, so iets, want ons het almal kos in ons huis, ons het almal genoeg, ons het almal te eet, maar in die Bybelse tyd was brood, was aandete was 'n brood en water. En daar was baie aande wat hulle nie eens brood gehad het. Gee ons vandag ons dagse brood. Die dominee wat heel eerste hier in die gemeente was in Bosshoff, was die dominee Brandt. Kan julle daar agter my hoor? Okay. Was die dominee Brandt en hy het toe hy gekom het, huisbesoek gedoen by 'n gesin hier af. Dit klink my daar waar Lou Kreer hulle iewers gebruik het, dominee Otto my vertel. En toe hy die aand by die gesin kom, het hy daar oorgeslaap en dan die volgende dag doen ons so verder huisbesoek. Die gemeente se grense het gestrek tot deur aan die kant Pietersburg. En toe hulle die aand eet, toe was daar bruinbrood. So was daar bruinbrood en swart koffie op die tafel. En toe vra hulle vir hom om die seun te vra. En toe het hy so gebid, het hy gesê, Vader, segen dese voedsel en karigheid ook moge zijn. En hulle het baie moeilikheid met die dominee gehad hier, en hulle het dissiplinêre verhoor met hom gehou, so 2 maande na hy gekom het. Hy het tot eendag in die tronk opgesluit gewees, wat die vrederegter J.P. Escoutse hom in die tronk opgesluit het. Maar in elk geval, en dit was een van die klagte, dat hy 'n verleentheid was om die gebed by die mense te bid, want dit was wat ons oumas en oupas vir aandete gehad het.
stukkie droë brood wat oorgebly, baie keer, en 'n koppie koffie daarby. Maar voor ek nou hier oortuig om te bid, te sê, Here, neem die voedsel van hou ons voedsel liewers van ons af weg. Ek lees 'n interessante ding, sommer net interessantheid, hulle sê dat wetenskaplikes het ontdek dat daar 'n virus is, wat jy, ek gaan nou vir die sê wat die virus se naam is, want ek varieer, dis 'n griepagtige virus, dit kan die rede wees vir die wêreldwye toename in obesiteit. Dis 'n griep wat jou longe aantas en veral kinders affekteer. En as jy immuniteit en die griep, as jy die griep kry, dan maak hy jou vet. As jy nie die griep het, dan bly jy maar. En dit verklaar, dis wêreldbekende wetenskaplikes van die Universiteit van Stanley in Amerika, wat verklaar hoekom party mense kan eet soveel soos hulle wil en maar bly, en hoekom ander min kan eet en nog altyd oorgewig bly. Maar in elk geval, as ons ernstig begin praat, as die Here die gebed bid, ek te sê gebed is 'n daaglikse aktiwiteit. En die tweede wat hy wil sê is, dis God wat vir ons kos gee. Weet in 1983-84 was hier 'n droogte in Boshoff gewees. Baie van julle was daai tyd nie gebore nie, maar die van julle wat kan onthou is dit het vir 2 jaar nie gereën nie. Dit was iets verskrikliks. Mense se beeste, party mense het hulle diere verkoop en dan maar die boerdery gestaak. Party het die diere probeer aan die gang hou in die hoop dat dit daarom gaan reën. En party se diere het later so maar geword dat dit nie verkoop kon kry nie. En dat die diere op die plase moes doodskiet. Ek onthou tannie Rita Du Plessis en Nico Du Plessis. Wie van julle onthou nog vir hulle 2 pragtige Christen mense, dat hy die beeste moes doodskiet en daarna het hy soos 'n senuwee-ineenstorting gehad. Hy kon dit nie glo nie. Hy het ook gesê, dis 'n kind wat deur sy oupa en sy pa opgebou sodat hy nou verder uitgebrei. En nou is alles net tot nie hy in saal 28 beland in Nasionale Hospitaal, wat daai tyd die psigiatriese saal was. Dit was so hartseer om hom gebroke en stikkend daar te sien. Maar uiteindelik is ons van God afhanklik om vir ons reën te gee en kos te gee, wat ons dan 'n maand se kos gee. Maar die boodskap wat vanaand hier wil kom is, dat ons nie net bid vir ons kos nie. Ek bid nie net, Here gee vir my vir vanaand kos om te eet nie. Die gebed is in die meervoud geskryf. Dit straal nie daarop uitgebrei nie, maar as die Here Jesus sy disippels leer bid, as hulle sê, Here, leer ons bid, dan gebruik hy 7 keer in die gebed die woord ons. Onse Vader. Wat sê dit? Dit sê, jy bid nooit alleen nie. Jy bid nie alleen, jy kan in jou binnekamer gaan en die Vader wat in die verborgene is bid. Maar gebed in die Here Jesus se tyd was gesamentlike gebed. Hy was nie my Vader net nie, hy is ons Vader. Met ander woorde, ek bid dat hy nie net vir my sal kos gee, maar dat hy vir almal, al die gelowiges, al die mense sal kos gee, wat rondom my is. Dis 'n gebed in die meervoudsvorm. Wat nie toevallig is, die Here Jesus doen dit met 'n baie spesifieke doel. Gee ons vandag ons dagse brood. En vergewe ons, daaroor praat ons môre aan, soos ons, en laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Die Onse Vader is eintlik 'n korrektief, 'n komregstelling van al ons gebede. Waar ek bid vir my, en vir my ma, my pa, en my kinders, en my familielede, en ek bid vir my kerk, en alles wat ek aan my kan koppel. En wat ons miskien bid vir een wat baie ernstig siek is, maar waar ons nie altyd bid, Here,
gee tog wat almal in Boshoff vanaand iets sal hê om te eet voor hulle gaan slaap nie. Laat my dink aan die gelykenis van die ryk dwaas wat die Here vertel het. Hy het gesê, hy gebruik die woord ek en my, hy sê ek sal my skure afbreek, en ek sal groot skure bou, en daarna sal ek al my graan, en my ander goed daar opgaaf, en dan sal ek vir myself sê, jy het genoeg gearbeid, ek ken die gedeelte, en voorneme in die enkelvoud, maar God het van hom gesê, jou dwaas, hoe dwaas is dit nie? Iemand het gesê, die Onse Vader gebed is eintlik 'n universele gebed, wat ook die gemeenskap van die gelowiges insluit. En waarin ons kan sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God. En ons is nou reeds sy kinders van hom. Daarom mag ons hom Vader noem. Nie omdat ek hom Vader noem nie, maar omdat hy my eerste sy kind genoem het. En omdat hy vir die verlore seun sê, sy broer sê, kind, jy is altyd by pa. En alles wat pa het, is joune in elk geval. Elkeen wat glo, het ons in Johannes gelees, dat Jesus die Christus is 'n kind van God. En elkeen wat die Vader lief het ook vir die ander lief wat kinders van God is. Ok, nou gaan hy 'n stukkie verder. Met ander woorde sê, wanneer ek 'n kind van God word, dan word ek in 'n huisgesin opgeneem, met broers en susters. En daar's een voorwaarde, en dit is dat ek vir die broers en susters, wat saam met my by die Vader is, net so lief sal wees, soos as wat ek vir die Vader is, of net so lief as wat ek vir myself is. Want ons is almal kinders van God, en geroep om mekaar lief te hê. En die mees basiese vorm van liefde, is daarom sekerlik, dat ek sal sien dat jy nie vanaand honger gaan slaap nie. Een kommentaar sê so mooi, hy sê, hierdie gebed, bepaal die Bybel ons verhouding met mekaar. Ons is een gesin, ons is broers en susters van mekaar, en dit is wat ons bely as ons op Sondag die geloofsbelijdenis afleer, soos ek glo in die gemeenskap van die heiliges. Ek glo, toe hulle nou sê, hulle kan nie ons eredienste uitsaai op YouTube, toe die mense gesê, maar gaan die mense nie dan weg by die kerk uit, en eerder die diens op YouTube luister het. En die ervaring wat ander gemeentes gehad het, is, dat hulle kerk bywoning glad nie afgeneem het nie. Dat die mense behoefte het om kerk toe te kom, om hier te wees, en om hier saam te wees. Gisterand toe ons voor die tyd so baie mense hier is, toe dink ek, eintlik kon ons maar 1 of 2 liedere voor die tyd saam gesing het, en toe dink ek, nee, wie die saam wees hier en die bietjie gesels, is ook gemeenskap van die heiliges. Ons kry nie altyd tyd daarvoor, om sommer net stil te sit en niks te dink nie, of om te hoor gaan het met 'n buurman. Ons is almal kinders van dieselfde Vader, en wat ons belewe vanaand hier, is die gemeenskap van die heiliges. Nou toe ek hier in Boshoff gekom het, toe ek huisbesoek gedoen agter die poskantoor in daai huisies, toe daarby tannie gekom en toe sê sy vir my, sy behoort aan die NG Kerk, maar sy behoort ook aan die radiokerk. Ek sê, o tannie, wat is dit? Sy sê nee, as jy in die radiokerk behoort, dan luister jy jou eredienste in op die radio, en sy gooi haar kollekte in 'n bussie, en dan gegee sy dit vir die ouete huis eenmal 'n maand. So sy, ek sal nou nie in kerk sien, want sy behoort aan die radiokerk. Maar eensaam moet dit ook wees, om so op jouself te sit nie. William Barclay sê in sy kommentaar, hy dink die Here Jesus het aarde toe gekom, om die gebed vir ons te kom leer. Dit is een van die doelwitte, want hy het vir ons kom leer, om vernaal ons die woordeskap van my en ek, uit my taal te kom weghaal, en dit te vul met ons, en met die besorgdheid en bekommernis oor mekaar. Ek is so
trots op wat die gemeente doen hier by die barmhartigheidskantoor. Almal wat daar kom en kom kos vra, kry ete, word vir hom warm gemaak. Die kos wat ons kospakkies wat ons so mense gee is min, maar dit help daarom. Dit is daarom iets wat vir hulle help. En dit is iets wat ons ten alle koste moet behou, al gaan dit ook hoe moeilik. Want ons bly steeds broers van mekaar. Ons behoort harte te hê wat bloei vir ander mense. Mense wat siek is, mense wat eensaam is, mense wat allerhande laste het. Ons moet mekaar se laste dra, sê die Bybel. Die Here Jesus het vir ons die gebed kom leer, en die Here het hy vir ons na mekaar toe gedraai, sodat ons mekaar aankyk wanneer ons bid, en bid ons. Sodat die gelowiges, die Nederlandse geloofspleine sê, wat verstaan ons daaronder as ons elke Sondag belyk, glo in die gemeenskap van die heiliges. Dan sê hy, eerstens, dat die gelowiges almal saam, en elkeen afsonderlik as lede van die Here Jesus Christus se gemeenskap, aan al sy gawes en skatte deel het. En tweede, dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde en tot nut en saligheid vir die ander aan te wend. Met ander woorde, as ek 'n maand se kos het, en ek weet van iemand wat nie vanaand brood het, dan gee ek vir hom, want ek het uit my oorvloed uit. Dit gaan oor meer as net brood in die gedeelte. Die Here Jesus kom praat oor versteurde verhoudings, en dinge wat ons gebede verhinder, en dinge wat ons offers onaanvaarbaar maak. Want ons verhouding teenoor die wêreld daar buite en die ongelowige wêreld is net so belangrik as ons verhouding met die ander kinders van God. Want dit is die plek, die wêreld daar buite, waar ons lig laat skyn, en waar ons die woord van die Here uitdra, en waarin die Here Jesus sê, hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is, dat julle liefde onder mekaar het. Tot sover geen geleentheid vir gebed, en dan sal ek afsluit. Bystand en u liefde en u genade ook in ons gemeente kan ervaar. Wil u vir ons seën en wil u vir ons vorentoe lei op die pad wat u wil hê ons moet gaan. In Jesus naam.
Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat ons hier vanaand vir u hoef te kom vra om vir ons net vir vanaand brood te gee nie. Want ons het brood. Wat ons vir u wil kom vra is, Here, om ons hande en harte oop te maak vir mense wat nie dit het nie, en om met hulle te deel uit ons oorvloed. Ons weet ons is een van 12% mense in die hele wêreld wat so gelukkig is om 'n huis oor ons dak oor ons kop te hê, 'n motor te hê, klere vir meer as een dag en kos vir meer as een dag. En dit is alles van u wat dit kom en ons wil aan u daarvoor kom dankie sê. Maar Here, help ons om die nood rondom ons raak te sien. Wil u ook ons diens van barmhartigheidsaksie seën, waar ons uitreik na mense wat honger is, om vir hulle brood of kos te gee. Ons bid dit alles, Here, in Jesus se naam. Amen. Vriende, kom ons sluit vanaand weer af met die Onse Vader gebed. Kom ons staan, dan sing ons dit saam, ons Vader wat woon in die hemel. Vergeef ons ons skulde, en ook leer ek bid nie net vir my eie sonde nie, maar dat die Here ook ander mense sal vergewe. Kan ek bid dat die Here my kind, my ma, my pa vergewe? Ja, kan. Die Bybel leer dit vir ons. Ons gaan môre 'n bietjie daarby stil staan. Dan herinner ek u agter baie dankie vir die vrouediensusters wat hulle brood met ons deel vanaand, wat ons van hulle broodjies kan eet. Is almal hartlik welkom.